Jy is ingeskakel op 'n groot plaas en ons gas vanoggend is André Bloem, hy's 'n kenner in industriële verhoudinge en menslike hulpbronne en om te gesels oor die bestuur van buitelandse werkers op plase in Suid-Afrika. André, goeiemôre en welkom op Groot Plaas. Goeiemôre Depie en goeiemôre aan jou kykers. Baie dankie. Kom ons begin gou net by die grootste ding is ons in Suid-Afrika is ons in 'n posisie waar baie van die plase veral het buitelandse werkers. Wat is die grootste uitdaging wat boere in Suid-Afrika ervaar wanneer dit by buitelandse werkers kom en in diensneming? Ek dink een van die enkele grootste uitdagings is definitief die vermoë om te kan verifieer. Wat ek daardeur bedoel is hoe om die permit te verifieer en vas te stel of die permit of visa wat voor my is dalk 'n wettige permit is en nie 'n vervalse dokument is nie. Ek dink dis die enkele grootste uitdaging en die tweede is wat daarmee saamgaan hier waarskynlik is dan om te kan vasstel hoe ek moet kyk en waarna ek moet kyk om te bepaal of die permit wat voor my is dan nou moontlike werklike een of moontlik dan nou vervalste een kan wees op 'n oorweeg van waarskynlikheid. So ek dink dis die grootste uitdaging op die oomblik is om te kan bepaal dit wat voor my is dit werklik of is dit 'n vervalse dokument? Daar is soveel vervalse dokumente daar buite wat op 'n haar lyk na die regte ene en so aan. So as ek dit kan opsom is dit die verifikasie van die permitte. So kom ons brei 'n bietjie uit daarop die wettiglike aspek en vereistes wat boere moet nakom om seker te maak hierdie buitelandse mense word in diens geneem. Wat kan jy vir ons kykers daar buite sê in terme van wat hulle in plek moet hê wettiglik en ook waarna hulle moet kyk sou hulle mense van die buiteland af in diens neem? Eerstens, ons moet kyk dat daar definitief 'n geldige paspoort is. En saam met die paspoort moet daar dan of 'n permit wees wat dan nou, kom ons sê dan in Engels is nou asylum of 'n asielpermit of dan nou huidigelik soos dit nou weer verleng was 'n exemption of 'n vrystellingspermit wat dan nou die Lesotho exemption permit is of dan die Zimbabwe exemption permit is of dan nou 'n visa. So daar is basies 3 tipe visas wat meer 2 tipe visas wat van toepassing sal wees op landbou en dit is die general work visa en ook die koöperatiewe visa. As jy daai permitte het en jy het die geldige paspoort en so aan, kan jy ook dan nou vra of moet jy ook op leer eintlik 'n ERP5 of afskrif van die ERP5 van daai buitelandse werker. En dit is die basiese dokumente wat jy nodig het om so 'n persoon in diens te kan neem. Is dit jou verantwoordelikheid as die indiensnemer of die werkgewer om al hierdie in plek te kry of is dit iets dokumentasie wat saam met die persoon wat aangestel word moet ingebring word? Okay. So die buitelandse werknemer wat aansoek doen vir werk dan nou op 'n plaas of by die werkgewer, hy of sy moet mos nou uit die aard van die saak in besit wees van 'n geldige paspoort. En hy en sy moet dan besit wees van 'n geldige asylum permit of dan nou 'n exemption permit of dan nou 'n visa. Die enigste permit waarvoor ons in landbou normaalweg aansoek doen namens, kom ons sê die werknemer dan of die buitelandse burger is 'n koöperatiewe permit. So jy kan ook aansoek doen vir 'n critical skills permit waar die werknemer dan nou oor sekere kritieke vaardighede beskik wat jy nie noodwendig in Suid-Afrika gaan vind nie. Maar dit is meestal in algemene kom ons sê werkers en waar daar nie spesifieke kritieke vaardighede nodig is nie, is die werker die een wat die permit moet hê. As dit kom by die koöperatiewe permitte, daar doen die werkgewer aansoek doen om meer as een buitelandse burger in diens te neem. En hy ontvang dan as werkgewer 'n permit wat hom in staat sal stel om soveel uit buitelandse burgers dan in diens te neem. En daardie permit is in die vorm van 'n blou plakkertjie wat binne in die paspoort geplak word. En daai blou plakkertjie gaan spesifiek jou boerdery se naam op hê. Dit sal met pen ingeskryf wees en dit sal gemerk wees dat hy seasonal werk doen. En as jy nie self in besit is van
'n koöperatiewe permit wat vir jou die magtiging gee om aansoek te doen vir daardie koöperatiewe permitte om daai buitelanders in te neem nie. Kan jy nie iemand in diens neem wat daai blou plakkertjie het nie, want dit is bedoel vir iemand anders. En die wet sê spesifiek, jy kan slegs die persoon aanwend vir die werk wat toegelaat word in terme van sy permit, of op die plek waarvoor die permit toegestaan was. André, nou net so voordat ons na die breek toe gaan, waar moet ons aansoek doen as boere en werkgewers vir hierdie spesifieke permitte? Is dit maar nog steeds binnelandse sake? Die visas en exemption permitte word gefasiliteer deur VFS Global. So die aansoeke vanaf die individu gaan na VFS Global toe en daardeur doen jy aansoek vir as 'n buitelandse burger dan nou vir jou permit, dit of exemption permit is en of dit nou een van die visas is waarvoor jy aansoek doen. En VFS Global is dan ook die voertuig waar jy tot 'n mate toe kan vasstel of daardie permit wat voor jou is wel op hulle stelsel verskyn. So hulle sal vir jou sê, yes, ons het 'n aansoek ontvang of nee, ons het nie aansoek ontvang nie, ons het geen rekord van die persoon nie. En as daar geen rekord van die persoon is nadat jy seker inligting ingevoer het op die VFS Global se tracking, dan moet jy aanvaar dat daai permit is dan 'n vervals. En dan as jy wil aansoek doen vir 'n koöperatiewe permit, daar's verskeie ondernemings wat daarin spesialiseer wat vir uitgee, daar's ook prokureurs wat dit doen namens jou, maar dit is in die geval van 'n koöperatiewe permit. André, ons is nou weer met jou. Dis André Bloem, hy's 'n kenner in industriële verhoudinge en menslike hulpbronne. Ons gesels 'n bietjie oor die bestuur van buitelandse werkers op plase in Suid-Afrika. Ons is nou weer terug net hierna. Welkom terug hier op Groot Plaas. Nou as jy ingeskryf het vir die AgriSkills Transfer Beurs kompetisie, skakel Vrydag 7 November in om te hoor of jy een van ons gelukkige wenners is. Onthou, BSNV's geld. Saam met ons vandag op Groot Plaas is André Bloem, hy's 'n kenner in industriële verhoudinge en menslike hulpbronne. Ons gesels oor die bestuur van buitelandse werkers op ons plase in Suid-Afrika. André, net so voor die breek het jy 'n bietjie gepraat oor is dit VFS Global, die portaal wat gebruik moet word vir die permitte. Nou net interessant met dit, sou jy dan iemand kry wat 'n vervalste permit het of die permit wat nie reg gedoen is nie, is dit jou verantwoordelikheid as die boer om dit aan te meld? Dit is seker nie jou verantwoordelik in terme van wetgewing om die persoon te rapporteer nie. Jy moet net nie die persoon in diens neem nie. So as die persoon kom aansoek doen vir jou en jy kom ons sê doen die verifikasie en jy kom agter maar die is volgens jou op 'n oorweeg van waarskynlikheid is die permit dalk nie geldig nie, moenie die persoon in diens neem nie. Dit is sekerlik nie jou plig om hom te rapporteer nie, want jy kan tog die persoon aanhou tot die polisie daar kom. Jy gaan net verdere moeilikheid vir jouself maak as daar nou dalk miskien teenkanting is van so 'n persoon om 'n aanhouding te wees of op jou perseel te bly tot die polisie kom. So nee, ek sal nie dit voorstel nie, moet net nie die persoon in diens neem nie. Nou, as mens kyk na wat ons alles in Suid-Afrika met ons gewone burgers vir indiensneming moet in plek hê, goed soos medies of jy weet sulke hulpbronne, wat is die vereistes wanneer dit kom by buitelandse werkers? So daar was al verskeie regspraak gewees oor die indiensneming van buitelandse burgers. So 'n buitelandse burger het sy gedokumenteerd of ongedokumenteerd, met ander woorde het sy in besit is van 'n geldige permit al dan nie. As daai persoon in jou diens is, het hy of sy dieselfde regte as enige ander Suid-Afrikaner wat in jou diens is. Met ander woorde, hulle is geregtig op verlof, hulle is geregtig op siekverlof, hulle is geregtig op gesinsverantwoordelikheidsverlof, oortyd, publieke vakansiedae vergoeding, al die normale vergoeding. Maar hulle is ook dalk geregtig om 'n dispuut te verwys na die CCMA indien hulle voel dat hulle dienste onbillik of onregverdig beëindig is. Daar is nie huidiglik verpligte pensioen of anniteit of aftreefondse waaraan landbouwerknemers hoef te behoort nie. Maar al die ander normale basisdiensvoorwaardes is ook van krag as dit kom by buitelandse burgers.
Ek dink enigiemand wat werk verskaf in Suid-Afrika is maar altyd 'n bietjie skrikkerig om die woorde CCMA te hoor, maar hoe kan 'n werkgewer hulle beskerm teen onbillike diensbeëindiging eise by die CCMA van buitelandse burgers af? So, as 'n buitelandse werknemer in jou diens is, en in daai tyd kom jy agter dat die permit is verval, of die permit het verval, wat dan nou daarop neerkom dat ek nie verder daai persoon in diens mag hou nie, kan ek nie bloot net gaan en sê jou permit het verval, of ek agterkom die permit is vervals, jou dienste word nou beëindig, sorry, jammer, wat jy goed, jy maak nou vandag klaar nie. Daar moet nog steeds 'n billike proses wees. En die proses, daar was nou in die verlede verskeie prosesse wat getoets was, hulle mense gebruik bedryfsvereistes of operasionele vereistes om die dienste te beëindig, wat nie heeltemal ideaal is nie. So die korrekte proses sal wees om wat ons noem 'n onvermoë verhoor te hou. So omdat hy nie in besit is van die regte dokumentasie nie, het hy nie die vermoëns, as gevolg van die permit wat verval het, om my in staat te stel om hom verder in diens te neem of in diens te hou nie. So, daar moet 'n tipe van 'n verhoor wees. So, hy moet kennisgewing kry, hy moet sy dokumentasie kan voorlê, hy moet sy geleentheid gee om sy kant van die saak te stel, en waar hy reeds in my diens was, en daai diens nie spesifiek in terme van sy dienskontrak voorsiening maak vir terminering op die datum waar die permit verstryk of die visa verstryk nie, moet ek so 'n proses volg om te wys dat ek vir hom 'n billike geleentheid gee. En dan moet ek ook vir hom 'n billike geleentheid gee en die hulpbronne gee. Maar nou ek hoef nie noodwendig die geld te gee en sulke goeders om die permit te kan gaan kry nie. Ek moet vir hom, kom ons sê, die kontakbesonderhede gee, ek moet vir hom 'n billike tyd gee om die permit te bekom, en of jy nie die permit, en as hy dit dan nie binne sekere billike tyd kan bekom nie, dan formeel die verhouding dan nou af te sluit en so aan. So ek beëindig sy dienste tydens sy onvermoë verhoor, maar ons kom ooreen dat ek jou pos vir jou sal reserveer vir ek soveel 'n tydperk of week of maande, totdat jy vir my die regte permit kry. Dis hoekom dit belangrik is dat as jy buitelandse werknemers in diens neem, dat jy hulle in diens neem op 'n termynkontrak vir die periode, maksimum vir die periode van sy visa of permit wat op daai stadium geldig is. Want dan beëindig die diensverhouding op die datum wat die kontrak beëindig, wat die datum is waarop die permit verval. Dan hoef jy nie 'n onvermoë verhoor te hou ensovoorts. So wat baie keer gebeur is, ons stel die mense aan, hulle werk by ons, dit gaan aan, dit is 5, 6, 7, 10 jaar later, nou is die permit nie meer in plek nie, en nou sit ons met die probleem. En dan moet daar verhore wees of 'n billike proses wees. André, ongelooflik dankie vir jou insig vanoggend. Ek dink dit was ongelooflik waardevol geweest. André Bloem, hy's 'n kenner in industriële verhoudinge en menslike hulpbronne oor spesifiek die bestuur van buitelandse werkers op plase in Suid-Afrika. Dis dit vir Groot Plaas vir vanoggend. Ons hoop jy het ietsie wyser geraak. Onthou, gaan follow ons Groot Plaas bladsy op Facebook en dan kuier ons môreoggend weer saam.